Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 21ste Desember. En ons erediens vandag is 'n leesdiens, waargeneem deur ouderling Blikkies Blighnout. En hy het gelees uit Esegiel 37. En die tema van die preek, Woord en Gees maak weer lewend. Goeiemôre broers en susters. Kom ons raak stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons staan, dan loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 33. Psalm 33 vers 1 en 2. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges verhef die Heer. Dit pas op regtes God te lowe en uit te jubel tot sy eer. Kom ons staan en sing ons Psalm 33 vers 1 en 2, waarna ons saam ons geloof bely. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk deur alle eeue heen en elkeen spreek in sy hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en uit die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Terwyl ons so sit, sing ons saam met Psalm 33 vers 5 en 7, waarna ons dan die wet van die Here sal aanhoor. Psalm 33 vers 5 en 7, die Heer se woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek, dit staan daar lewenskragtig, hy roep net en dit het geskied.
ons luister nou met die verskuldigde eerbied na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Daarna sal ons uit Psalm 25 vers 2 sing en dan in gebed verkeer. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of die vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Psalm 25 vers. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, genadige God, U wat alles geskaap het en alles in stand hou, ook ons sondaar mense wat vandag hier, amper aan die einde van nog 'n jaar bymekaar is om van die woord te hoor. Ons dank en ons loof U naam. Ons wag met versigtinge ook na die koms van U Seun, Jesus Christus. Wees U met elkeen van ons, dat ook dit wat ons hier hoor, dat dit inslag sal vind in ons harte, dat ons dit sal oorpyns, saam met ons sal neem en dit ook toepaslik sal maak in ons daaglikse bestaan. Dat ons nie net dooie gebeentere sal wees nie, maar lewende liggame, gevoed en versterk deur U woord. Maak dit stil in ons harte en gedagtes. Saam met die psalmdigter van Psalm 25 vra ons dat U ons dwaalende gedagtes sal lei met die aanhoor van U woord. Genadige God, ons bid ook vir die vergifnis van al ons sondes, die sonde van gebedloosheid, die sonde van argeloosheid, die sonde van minagting van U genade. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons enigste verlosser en saligmaker. Amen. Met die oog op die skriflesing sing ons saam uit Psalm 33 vers 9 en 10. Psalm 33 vers 9.
Die oorlogsperd kan nie behou nie, hoe hy ook aanstorm met geweld. Hy red nie met sy eysterklou nie, wat grimmig neerdreun op die veld. Maar die Heer se oë straal met mededoe op wie klein van krag, voor hom stil versla, in hul donker dae, op sy goedheid wag. Psalm 33 vers 9 en 10. Ek hou 'n preek aan die voor van emeritus predikant Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk Koelsberg. Die tema van die preek is Woord en Gees maak weer lewend. Ons skrifgedeelte kom uit die Ou Testament van die profeet Esegiel. Esegiel 37 vers 1 tot 14 en dan ook Handelinge 2 vers 1 tot 4. Esegiel 37 vers 1 tot 14. Die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here, en my neergesit in die laagte, en dit was vol bene. En hy het by my laat verbygaan na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte op die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek het geantwoord, Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here, Here, tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, en kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na sy been. En kyk, toe ek kyk, en daar was daar seënings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is bo hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die Gees, profeteer mensekind, en sê aan die Gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die Gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor,
en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, Here. Kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. En ek sal julle bring in die land van Israel. En julle sal weet dat ek die Here is, as ek die grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. En ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. Dan het Handelinge 2, die uitstorting van die Heilige Gees. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis vervul waar hulle gesit het. Toe het hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen gaan sit het. En hulle het almal vervul met die Heilige Gees begine spreek in ander tale, soos die Gees dit aan hulle gegee het om te spreek. Sover ons skrifgedeelte. Ons teksvers kom uit Esegiel 37 vers 3. Mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Die woordjie dor word ook vertaal met verdroog. Dit is soos as 'n mens ou bene sien in die veld wat al vir 'n geruime tyd daar lê, spierwit gebrand deur die son. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die beendere wat Esegiel sien, is die bene van die volk Israel in ballingskap. Hulle lê op die laagte, daar langs die walle van die Keba-rivier by Babylon. Hulle is weggevoer, hulle is leierloos. Jerusalem is verlore, die tempel is slegs herinnering, alles is verby. Die Here se verbondsvolk was destyds uit die slawehuis van Egipteland bevry. Nou is hulle weer slawe in die huis van Babylon. In die oë van die Here en sy profeet Esegiel is hulle toestand veel erger as net slawerny. Hulle leef nie meer nie. Hulle leef lankal nie meer nie. Die hele laagte, net waar jy kyk, is doodsbeendere, dowwe, droë doodsbeendere. Die vleis en senings lank reeds deur roofdiere afgevreet. Hulle is langs reeds deur die woestynson bleek gebrand. Droë, leë, murglose duibene, ribbebene, rugwervels. Die laagte langs die Keba-rivier lyk soos 'n ou slagveld. Die magte uit die poorte van die hel is op hulle losgelaat, en die verbondsvolk is neergewerp in hulle duisendtalle. Die hand van die Here is op sy profeet, en die lei Esegiel deur die beendere deur. Hy moet die volle omvang van hierdie slagting sien. Net soos die Here hom in Esegiel 3 tussen hierdie ballinggemeenskap laat sit het, hom daar vir 'n week lank tussen die mense langs die Keba-rivier laat sit het. En dan lees ons daar dat Esegiel verstom was oor die ellende wat hy daar gesien het. Hy het geen woorde gehad nie. Nou, hier in hoofstuk 37, is dit nog erger. Dis dieselfde mense, maar nou is dit net hierdie grynslagende skedels, half begrawe in die woestynsand. Geliefdes, medegelowiges, kan hierdie bene weer lewendig word? Menslik gesproke moet ons sê, genade nee. Ja, as ons nog verder daaroor wonder, dan mag ons vra, maar waar was die Here se genade dan? Was daar geen genade by die Here nie? Wel, daar is daarom nog beendere, dit moet ons sê. God het nie toegelaat dat hierdie bene veras was nie. God het nie toegelaat dat die beendere tot kalk verbrand was nie, soos met die koning van Edom gebeur het in almal se tyd nie. Sy bene was tot kalk verbrand, daar het niks oorgebly nie. Nee, die potensiaal, die moontlikheid van 'n liggaam is daarom nog daar. Maar kan hierdie bene weer lewendig word? Esegiel kan daar weer uit hierdie mense tevoorskyn kom. Kan hierdie mense weer gebore word as dit al is wat oorgebly het? Onder die hand van die Here kan die profeet nie anders nie. Hy moet sê, Here van die leerskare,
Almagtige, ek is wat ek is. U weet dit. Daar is dinge wat vir die mens onmoontlik is, maar dit beteken nie dit is onmoontlik vir God nie. Daarop sê die Here vir Esegiel en vir my en vir elke ander prediker wat hy roep om sy woord aan sy volk te bring. Daarop sê die Here, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. Die Here, God die Almagtige, het hemel en aarde deur sy woord geskape. Deur dieselfde woord begin die Here met die herlewing van sy dooie volk. Daar dieselfde woord van God wat lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard is, wat kan deurdring tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, volgens Hebreërs 4 vers 12. Met daardie selfde woord kan hy ook weer murg in dorbene sit en senings op hulle lê en vlees oor hulle laat kom en 'n vel oor hulle trek en gees in hulle gee. En daarvoor gebruik hy mense, geroepe profete, apostels, predikers, manne wat die hand van die Here op hulle voel. Die profesie van Amos sê in Amos 3 vers 7, die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, sy profete geopenbaar het nie. Profeteer oor daardie bene. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. Ag genadige God, as U maar wil gee in hierdie tyd en in hierdie land en onder hierdie volk, as U maar wil gee manne wat U woord sal bring, soos U dit beveel het. Nie 'n mens se woord om die gehoor te streel nie. Nie woorde wat goed mag klink vir 'n koning, soos dit van die profeet Micha in koning Agab se tyd verwas was nie. Nee, nie mense woorde wat by die akte van menseregte sal pas nie. Nie mense woorde wat hierdie of daardie politieke oortuiging sal bevorder nie, maar die Here se woord alleen, soos hy dit beveel het. En hy beveel nie dat daardie volk as dames en here aangespreek word nie. Nie dames en heerde en vermaarde eregaste nie. Nee, hy beveel sy profeet dat daardie volk aangespreek moet word soos hulle is. Dorbene. Dorbene hoor die woord van die Here. En sodra hy geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk, 'n beroering. Die Here se woord bring die volk in beroering. Soos Elia destyds, tydens koning Agab se tyd 'n beroerder onder Israel was, so word Esegiel baie jare later ook 'n beroerder. Dorbene kom in beroering. In vers 11 lees ons dat hierdie dorbene aan die praat gegaan het. Die dorbene kom in beroering en begin praat. Wanneer die profeet se stem oor die beendere weer galm, dan word daardie stem vanuit die laagte beantwoord. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore. Dit is klaar met ons. Kyk, hulle sê, los ons uit, Esegiel. Los ons uit, Dominee. Kan jy nie sien ons is lank reeds dood nie? Ons bene is verdor. Ons verwag niks meer nie. Ja, miskien met die wederkoms sal weer iets gebeur, maar nou moet ons liefs gelos word. Dit is klaar met ons. Dit is klaar met Israel. Dit is klaar met die gereformeerde kerk in Suid-Afrika. Kyk die kwynende kindergetalle. Die getroudes het lankal reeds opgegee om kinders te hê. Hoe kan 'n mens nog in hierdie omstandighede kinders hê? Daar is niemand wat meer bereid is om as amptdraers te dien nie. Kyk die kwynende gemeentes, Esegiel. Ons wag nou net dat die laaste klompie getroue oues begrawe word, dan sluit ons ook hierdie deure. Ons het miskien nog 'n klompie dekades gelede 'n verwagting gehad, maar daardie verwagting is nou ook verlore. Toe was daar nog hoop vir Christelike onderwys. Toe was daar nog 'n Potchefstroom Universiteit vir Christelike hoër onderwys. Toe was daar nog 'n regering wat pornografie en godslastering en sabbatsontheiliging bestry het, maar nou is daardie verwagting verlore. Geliefdes, ons weet nie hoe lank Esegiel op daardie laagte geprofeteer het nie. Ons skrifgedeelte sê dit nie. Wat ons wel sien, is dat die Here hierdie dorbene met verdrag weer aan mekaar voeg, trapsgewys. Dan die senings, dan die vlees, dan die vel. Uiteindelik is daar 'n hele gemeente van liggame, maar daar was geen gees in hulle nie. So lees ons,
Hulle kom kerk toe. Hulle hoor die woord. Hulle ontvang die sakramente. Hulle gee hulle bydraes, maar verder is hulle geesteloos. Hulle het nie tyd of aptyd vir enige ander Christelike aksies nie. Hulle verlang nie na 'n tweede erediens nie. Hulle het nie 'n behoefte aan Bybelstudie nie. Hulle dink nie dis die moeite werd om evangelisasie te doen nie. Hulle sleep hulle voete rondom die katkesasie. Hulle monde beweeg miskien as die Here se psalms gesing word, maar partykeer ook nie eens dit nie. Maar geliefdes, laat ons ook nie hierdie verskynsel minag nie. Laat ons nie neersien op hierdie nuwe gemeente van Esegiel nie. Hierdie gemeente van kadawers en zombies, liggame sonder siele. Hier is die Here se genade reeds aan die werk. En wat ons hier sien is baie, baie beter as die hoop dorbene wat die hele vlakte verstrooi gelê het. En daarom Esegiel, profeteer maar weer. Daarop sê die Here vir my, profeteer tot die Gees, profeteer mensekind, en sê aan die Gees, so spreek die Here, Here, kom aan uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. Profeteer tot die Gees wat uit die 4 windstreke uitkom. Die Hebreëse woord wat hier gebruik word, kan asem, wind of gees beteken. In Genesis 2 lees ons dat God met die skepping van die mens hulle asem gegee het. Hier in Esegiel 37 is daar nie net 'n skepping ter sprake nie. Hier het ons 'n totale omvattende herskepping. 'n Herskepping wat deur Esegiel se profesie ontsteek word en wat deur niks anders as God se Heilige Gees aangevuur word nie. Hoe lank neem dit vir die Esegiel se profesie om in vervulling te gaan, kan ons vra. Want God soek nie net hierdie beenderre bymekaar nie. Hy soek nie net 'n klomp liggame nie. Hy soek nie net harte wat pomp nie. Hy soek harte wat brandend is. Wat staan daar uiteindelik voor die Here en sy profeet? In vers 10 lees ons, daar staan 'n ontsaglike groot leer voor hulle, paraat, opgelei, gepantser, elkeen self toegerus met die wapen van die Gees. Dit is wat die Here wil hê. Hoe lank neem dit vir Esegiel se profesie om in vervulling te gaan? 1, 2, 300, 400, 500 jaar? Meer as 500 jaar later, na die profesie. Een nag vind ons 'n leermeester van Israel in gesprek met die skrifgeleerde Nikodemus. Die gesprek gaan oor wedergeboorte. Die toegang tot God se koninkryk vereis wedergeboorte, sê hy. En daardie wedergeboorte is die werk van God se Gees. Nie 'n vleeslike wedergeboorte nie. Die Here sê uitdruklik, wat uit die vlees gebore is vlees, maar wat uit die Gees gebore uit is Gees. En daardie Gees wat hierdie wedergeboorte teweegbring, is soos die wind. Hy waai waar hy wil. Hy kom uit al die 4 windstreke. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom of waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Kom o Gees en blaas in hierdie dooies dat hulle lewendig kan word. Broers en susters, op grond van hierdie profesie, op grond van die feit dat die Here Jesus Christus die seëning van sy Gees vir sy volk verwerf het die Here hierdie profesie van Esegiel in vervulling laat gaan. Hy sê dit in Esegiel 36, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ek doen dit ter wille van my heilige naam. Ter wille van sy heilige naam stort hy sy Gees meer as 500 jaar later uit, en 'n volk wat langs reeds mif geryk het van die dood, word weer lewendig. En daar kom uit die hemel 'n geluid soos 'n rukwind, lees ons in Handelinge 2. En dit het die hele huis gevul waarin die eerste gemeente gesit het. En aan die einde van daardie dag was daar meer as 3000 gedoopte soldate wat die naam van Jesus Christus bely het. En hulle het volhard in die leer van die apostels en hulle het dit begin preek. Hulle het dit begin katkiseer. Hulle het op die eerste dag van die week bymekaar gekom om dit te doen. Hulle het bedags byeengekom. Maar ons lees ook in die boek Handelinge dat hulle in die aande bymekaar gekom het. Hulle het oggend- en aanddienste gehad. Hulle het volhard in die geloofsgemeenskap. Hulle omgee vir mekaar was duidelik sigbaar. Die weduwees was besoek en versorg.
Daar is omgesien na die armes onder hulle. Hulle het volhard in die breking van die brood. Nie net tydens nagmaal nie, maar ook daarvoor en daarna was daar liefdesmaaltye. En hulle het volhard in die uitdra van die evangelie. Sien julle ook nou voor u geesel staan, geliefdes, daardie ontsaglike groot leer. En ons, Esegiel en al die ander predikers, wat van ons? Die hand van die Here is op ons. Die liefde van Christus dring ons, skryf die apostel Paulus aan die Korintiërs. Ons wil ook niemand meer na vlees ken nie. As iemand in Christus is hy immers 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Die ou beendere bestaan is verby. Ook die kadaver zombie bestaan is verby. Dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en aan ons, sy predikers, die bediening van die versoening gegee het. Kan hierdie beendere weer lewendig word? Here, Here, net U weet dit. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons al ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Daar is nou geleentheid vir die bydra op van liefdegawes. Ten slotte kom ons sing saam staande uit Psalm 33 vers 11. En God die God wat ons beveilig, voel nou ons hart op diep verblyd, en op sy naam ontsaglik heilig, vertrou ons tot in ewigheid. Goedentierend Vader, hoor ons as ons nader, met 'n diep ontzag, slaan ons gunste gade, skenk ons U genade, as ons op U wag. Mag die Here julle seën en julle beskerm, mag die Here tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees, mag die Here julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Die volgende afkondigings vir die week, verjaarsdae hierdie week, 21ste Albert van Jaarsveld, Lisel Swanepoel en Hermine Blignout, 22ste Otto Kanter, 25ste Roan Oosthuizen, 26ste Joe Joubert, 27ste Martie Piper. Baie geluk met al julle verjaarsdae hierdie week, mag die Here julle ook seën. Dan sal Dominee die Kersdiens waarneem, donderdag die 25ste om 9:00 die oggend. En dan volgende Sondag is weer 'n leespreek, broer Jan sal vir ons die leespreek behartig. Baie dankie aan almal.